Statistiek Suid-Afrika maak sy jongste arbeidsmagopname bekend en die geliefde skilder Potsie sterf na 'n hartklep-operasie. Goeiemiddag, dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. My naam is Carla Berg, goeiemiddag. Statistiek Suid-Afrika se kwartaallikse arbeidsmagopname toon dat die werkende bevolking in die eerste kwartaal van vanjaar tot meer as 42,2 miljoen mense gestyg het, waarvan die helfte jonger as 35 jaar is. Diegene tussen 15 en 24 jaar het die hoogste werkloosheidssyfer gehad van 60,9%, gevolg deur diegene tussen 25 en 34 jaar op 40,6%. Die jeug toon nie slegs 'n hoër geneigtheid tot werkloosheid nie, maar hulle indiensnemingskoers is ook beduidend laer in verhouding tot hulle aandeel in die totale bevolking van die werkende ouderdom. Veral jong vroue word al meer uit die arbeidsmark gestoot en die meeste werkende jeugdiges in die land bevind hulle self tans in halfgeskoolde poste in die handelssektor. Die voorsitter van die onafhanklike verkiesingskommissie, Massoto Moepya, sê dat die OFK se mees uitdagendste verkiesing in die land se demokratiese geskiedenis dalk nou gaan wees. En Moepya het by 'n gesamentlike sitting van die parlement se komitees vir binnelandse sake, samewerkende regering en veiligheid gepraat. Moepya het aan die parlementêre komitees gesê dat 'n onlangse kiesersdeelname meningspeiling 'n ontnugterende prentjie van 'n uiters moeilike politieke klimaat skets. Die kommissie het egter bevestig dat hulle gereed vir die komende nasionale registrasienaweek op 20 en 21 Junie is en senior bestuurders van die kommissie het gesê dat alle stelsels in plek is om die landwyse proses glad te laat verloop. Die DA het vanoggend 'n omvattende dossier by die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie ingedien om ondersoek in te stel na wat hy beskryf as wydverspreide mislukkings deur die staatsdepartemente om gevalle van tienerswangerskappe aan te meld, wat in baie gevalle moontlik op statutêre verkrachting kan dui. Die party het verlede jaar 'n interne taakspan in die lewe geroep wat fokus op die stryd teen geslagsgeweld en die taakspan het 'n nasionale ondersoek van stapel gestuur, waar tydens vrae aan nasionale ministers en provinsiale departemente gerig is om die omvang van kinderswangerskappe te bepaal. Die dossier wat oorhandig is, bevat skokbevindings wat deur die DA blootgelê is en dit dui ook op 'n sistematiese mislukking wat gaan oor die aanmeld en die ondersoek en vervolging van sake wat met seksuele misbruik van kinders te maak het. Die party sê kinders se fundamentele grondwetlike regte op waarheid en beskerming teen mishandeling word as gevolg van gebrekkige stelsels geskend. Die Demokratiese Alliansie het vandag 'n klagte by die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie ingedien omdat te veel getalle van kinderswangerskappe nie behoorlik ondersoek word nie. Ons vra vir beter opleiding van polisiebeamptes, beter opvolg van sake en dringende ondersoek waarom soveel gevalle deur die krake val. Die Afrikaner gemeenskap Oranje in die Noord-Kaap herdenk vanjaar sy 35ste bestaансjaar. Die dorp is in 1991 gestig en het nou nagenoeg 3000 inwoners, terwyl toenemend meer jong Afrikaners, insluitend studente wat by 'n plaaslike opleidingskollege ingeskryf is, na die gemeenskap verhuis. Inwoners sê dat Oranje 'n unieke leefstyl bied met groeiende geleenthede en kritici wys egter daarop dat die dorp se eksklusiewe karakter deel vorm van breër debatte oor identiteit en gemeenskapskeuses in 'n demokratiese land. Die gemeenskap van Oranje is nou 35 jaar oud. Ons hou verjaarsdag. 35 jaar gelede het 'n groep pioniers hierdie gemeenskap gekies en besluit om hier te bou aan 'n toekoms vir ons mense. En hulle harde werk is besig om vrugte af te werp. Wat sien ons in Oranje? Ons sien 'n groeiende sektor vir ons bejaardesorg, ons sien 'n groeiende ekonomie en ons sien ongelooflike uitbreiding wat ons studenteopleiding en ons skole betref. Vir elkeen van die vroeë pioniers wat geglo het in die droom en help bou het, vir elkeen van julle wat ons ondersteun het, vir elke Oranieër en natuurlik ons Hemelse Vader vir sy genade, sê ons baie, baie dankie.
Dankie dat julle saam met ons 35 jaar van Orania. En die Stellenbosse kunstenaar Jan Hendrik Viljoen, beter bekend as Potchie, is vanoggend na 'n siekbed op die ouderdom van 62 jaar oorlede. 'n Familielid het sy afsterwe bevestig en volgens 'n vriend is hy in die hospitaal opgeneem vir 'n hartklep-operasie, maar hy het voor die operasie 'n hartaanval gehad. Potchie is nasionaal en internasionaal vereer vir sy kenmerkende, lewendige en kleurvolle kunswerke. En Potchie het van sy kuns uit sy eie The Red Teapot Gallery in Stellenbosch verkoop. En ons sluit af met 'n storie wat baie na is aan ons hart vanaand. Pretoria FM, in vennootskap met die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens, Loftus Park en die Vodacom Bulls, as ook Protea Hotel Loftus Park, het vandag meer as 100 eenhede bloed met hulle Boei en Bloei bloedinisiatief of bloedskenk-inisiatief ingesamel. Verskeie bekende persoonlikhede, insluitend 2 burgemeesterskandidaatslede van die Tshwane Metro, dit is nou natuurlik die VF Plus Willie Spies en die DA-kandidaat Silje Brink, het hulle self laat toesluit vir hierdie lewensreddende doel. Die Afrikaanse sangers Fatman en Pieter Smith was ook agter tralies, tot hulle ondersteuners hulle bloedborgtog kon betaal, wat in hierdie geval 32 eenhede beloop het. Pretoria FM se stasiebestuurder, James Kemp, sê hierdie inisiatief lê die stasie al vir jare na aan die hart, omdat die aksie, wat met pret gepaard gaan, honderde lewens kan red. Ons praat baie dikwels van 'n verskil maak in ons luistergemeenskap en ons doen dit op verskillende maniere deur betrokke te raak by gemeenskapsprojekte, by projekte in skole, maar as ons praat van 'n werklike verskil in ons luistergemeenskap maak, dan is die grootste verskil wat jy seker kan maak deur 'n lewe te red of die lewe van 'n geliefde of 'n naasbestaande. Deur een skenking kan jy 'n verskil maak in tot 3 mense se lewens. En vir baie jare reeds is Pretoria FM by projekte soos hierdie betrokke, omdat ons werklik daarin glo, daadwerklik daarin glo, om 'n verskil in ons luistergemeenskap te maak. Dis al van my, Karla Burg, vir vanaand. Ons maak volgende week weer so. Geseënde naweek verder.